terwyl ek so 'n bietjie tyd vertoef by 'n plek wat ek nie baie van hou nie, maar wat noodsaaklik is. En ek stap daar op 'n treadmill. Ek het lank gestap, maar ek het nêrens gekom nie. Luister ek die Bybel en terwyl ek besig is, begin die Here met my ontmoet. Ek dink partykeer mense in die gym dink ek is mal. Want ek staan daar en volgens ek praat met myself. Hulle besef nie dalk almal ek het 'n oorfoon in nie. Ek's besig met die Here. En daar doef hier aan die linker of die regterkant. En ek's besig met die Here ontmoet met my en hy praat met my oor iets. En ek wil graag vanmôre dit met julle deel terwyl hier skrif opgaan. Toe ek by huis kom, toe gaan bid ek weer en ek praat met die Here daaroor en die Here sê ek moet met u deel. En die tema van vanmôre se boodskap is ter wille van mense. Wie van u kan vanmôre nou eerlik wees, jy moet nou nie lieg nie. Wie het al iets ter wille van mense gedoen? My jette, julle is 'n klomp people pleasers, hè? Julle almal, ek het julle gesien. Tot Jason. Nou ek wil gou vir iets deel. Handelinge 21, lees ek vir ons 'n paar verse, 21 tot 24, 26, 27 en vers 30. Ek maak dit bietjie korter. Ek lees uit die ou vertaling. Hy sê, en dit gaan nou oor Paulus, wat nou hierdie klomp mense moet gaan toespreek. En hulle is aangaande u vertel, hulle is vertel van Paulus, wat nou hierdie man is, wat die kerke so uitmekaar uitgeruk het. Dis nou voordat hy, hulle weet nie lekker alles wat aangaan nie, en toe daarna natuurlik, toe hy begin het om die evangelie vir die heidene te bring, soos wat die Here vir hom gegee het, en hy sê, hey, ons is nie meer onder die wet nie, en hy leer hulle nou mooi, die hulle sal besef, ek en Paulus klink vir my soos voëls van enerse vere. En hy sê daar so vers 21, en hulle is aangaande u vertel, dat die al die Jode onder die heidene leer om van Moses afvallig te word deur te sê dat hulle die kinders nie moet besny nie en ook nie volgens die sedes moet wandel nie. Paulus het uitdruklik gesê, luister, kry klaar met die nonsens, dien die Here, hou op om hierdie goed te doen wat niks ewigheidswaarde het nie. Gaan maak 'n nota, Handelinge 21 vers 21, gaan lees hom weer. Vers 22. Wat staan ons dan te doen? Dis dringend nodig dat die menigte by mekaar kom, want hulle sal hoor dat u gekom het. Doen dan wat ons vir u sê. Kom, ons gaan nou iets doen, net dat hulle moet tevrede wees, nê? Ons het 4 manne wat 'n gelofte gedoen het. Neem hulle en heilig u saam met hulle en betaal die kostes vir hulle, sodat hulle hoofde kan skeer en almal kan weet dat daar niks is in wat van u vertel word nie, maar dat u self ook wandel as een wat die wet onderhou. Dis 'n leuen. Daai is 'n leuen. Paulus het nie wet onderhou nie. Paulus het hom onderhou tot Christus met hom sy pad langs gekom het. Maar hy sê nee, doen nou net dit ter wille van die mense. Ons moet nou met hulle gaan praat, maar hulle gaan niks na jou luister nie. Hulle is klaar, hulle besef, jy's een van die New Testament preachers. Jy's net soos hy pastoor Jacques Potgieter. Jy's net soos hy. Hulle sê om daai tyd, hy sê toe wees hy, hulle sê nie, hy gaan eers 2000 jaar later kom. Maar oké, tussenin gaan hulle aan. Hulle sê vir hom, luister, vat nou saam met hierdie manne, betaal, hulle gaan hulle koppies skeer, en dan gaan julle nou reinigingsgebruikie deurgaan, en daarna, dan gaan die ouens nou na jou luister, want dan is jy nou is jy reg. Die kerk aanvaar jou dan. Toe het Paulus die manne geneem en op die volgende dag om saam met hulle geheilig en in die tempel gegaan. Geheilig. Hoe heilig jy jou deur dit te doen? Maar oké, geheilig in die tempel ingegaan om bekend te maak dat die dae van die heiliging sou voortduur totdat die offer vir elkeen wat hulle gebring het, vir hulle gebring moes word. So hulle het hulle geheilig en dan moes hulle offer bring. So hulle het nog betaal vir hulle sonde self, nê? Maar vers 27 sê, maar toe die 7 dae byna verby was, het die Jode van Asië hom in die tempel gesien en die hele skare oproerig gemaak en die hande aan hom geslaan. Vers 30, toe kom die hele stad in beweging en daar was 'n oploop van die volk en hulle het Paulus gegryp en hom buitekant die tempel gesleep en dadelik is die deure gesluit. Ek hoop nou maar nie, hy het sy hare ook afgeskeer nie. Nou is jy nog wragtig kalkop ook terwille van die klomp. En hulle gooi jou buite die tempel, binne het jy daarom nog gelyk of jy hoort.
Nou gaan hierdie Paulus, want die Here het hom gestuur en gesê, Paulus, ek stuur jou na die heidene toe. Gaan verkondig die genade, gaan sê vir hulle wat nie gered was nie, my genade is vir julle genoeg. Ek roep julle, jy wat nie bemin was nie, jy word my beminde. Maar nou sê hulle, hey, terwyl nou van die kerk, luister, ons moet met die kerk praat. Hierdie ons gaan jou nie vat nie. Hulle hoor jy's 'n snaakse prediker. Jy's baie weird. So jy moet nou snaakse goed doen. Vat nou hierdie manne. Julle gaan nou deur hierdie ritueel gaan. Julle gaan julleself heilig en dan wag julle vir die regte tyd, dan gaan julle offertjies bring en dan as dit nou aanneemlik is, dan gaan die kerk julle aanvaar. En hy doen die hele storieetjie. Knip die hare en alles. So julle ons wat bold is, moenie worry nie, is dalk net 'n gelofte. Maar in elk geval, en nou is hulle besig met die saak, en nou sê hulle, okay, nou kan jy inkom, nou kan jy praat, want nou gaan die kerk jou aanvaar. Weet jy wat doen hulle? Die Jode kom en maak steeds die ouens teen mekaar op en sê, hey, hierdie ou, nee, hy kan nie nou skielik reg wees nie, hy is nie soos ons nie. Vat hom en gooi hom buite die tempel en maak die deur gou toe, hy moet buite bly. Alles vir niks. En die Here begin met my praat oor hoeveel van ons het hoeveel dinge in ons lewe al deurgemaak, terwille van mense, terwille van aanvaarding, terwille van my huwelik, terwille van my werk, terwille van die en terwille van daai, om gesig by mense baie keer te koop, en op die einde van die dag, gooi hulle jou uit en jy's niks werd nie. Jy is soos 'n uitgesuigde kondensmelkblikkie. Was soet, maar is niks oorie. Het jy al gevoel, jy het dit gedoen, maar dit was niks werd nie? Wie van julle was teleurgestel wat al vir mense probeer iets doen het? Wat jouself uit jou pad het gegaan het om mense tevrede te stel? Ek wil vandag hê jy moet baie mooi verstaan, die Here praat met my oor die saak, hy sê vir my, hou op om mense tevrede te wil hou. Hou op om mense te wil beïndruk. As my intensie is om mense tevrede te stel, dan wil ek vir jou sê, dan is dit nie van God nie. As my motief is om mense te beïndruk deur dit wat ek doen in die kerk, dan is dit nie van God nie. Dit gaan nie hou nie. Hulle sê dit is die baie keer verskil tussen 'n leier en 'n bestuurder. 'n Bestuurder in 'n kamp nie, almal doen terwille van hom die goed terwyl hy daar is, maar as hy nie daar is nie, dan doen hulle dit nie meer nie. Nou ek wil nou vir jou sê, dit beteken is nie blywend nie. 'n Verandering wat nie blywend is nie, 'n verandering wat nie bly in jou lewe ten goeie nie, is eintlik maar net 'n skynheiligheid, afhangende nou maar van hoe lank dit is. Is dit so? Hulle sê daar's 'n spreekwoord wat sê 'n skoon besem, 'n nuwe besem vee skoon. Ken julle dit? Dit beteken enige iets wat in die begin kan dit so lyk, maar hoe lyk dit na 'n rukkie? Is dit na 'n ruk nog steeds so? Dis wanneer jy die waarheid sien. Ek het mos nou al gesien as ek nou hierso by hierdie, ek kan dit seker nou maar sê, hier by China stores vir my gaan tools koop. Jesus man, hy's op sy beste en mooiste op die rak. Ek sê jou, hy blink, hy pronk daar, en die prys, hey, is 'n bargain. Ek sê nou vir jou, jy koop 'n bargain. Jy gaan nie daai toeltjie koop by 'n ander plek vir daai prys nie. Jy gaan hom later vir duurder koop. Wanneer daai enetjie wat jy gekoop het nie meer hou nie. Ek vang 'n 17 spanner, ek weet nie wat sê Afrikaans vir al hierdie goed nie, maar kom ons praat Engels, want julle verstaan in elk geval nie self Afrikaans altyd nie. Jonges, spanner, dankie. Nou vang ek hom, ek draai nog so 'n bietjie en daar gat 'n stukkie. Ek kyk hom so, ek sê, okay, wag, hy lyk nou nie meer heeltemal so nie, hy is nou net een oor. Ek het nou baie amper onskuldige ander ding gedoen. Maar in elk geval, skielik is die tand af van die spanner. Dus hy net goed genoeg om hom een kant neer te sit en eintlik maar weg te gooi, want ek kan niks meer met hom doen nie. Want hy het mooi gelyk. Terwille van 'n seil het ek hom gekoop. Maar dit was nie die regte ding nie, en ek het in my hart geweet. Weet julle wat is die hartseerste saak? Meeste van die tyd as ons sulke goed doen terwille van, weet ons is nie die regte ding om te doen, maar ons doen dit. Is dit die waarheid? Ons weet voor my siel is nie die regte ding nie. Dis soos die jonges, ek wil nou nie sê myne nie, hulle sal dit nie doen nie. Wat kanse vat.
Ek weet nie of julle kinders al kansse gevat het. Myne vat nie kansse nie. Ja, prys die Here. Maar in elk geval, hulle weet daar gaan nou goed kan gebeur. Maar ons gaan die kans steeds vat. Ons gaan steeds. Want, ja, kom ons los dit daar. Wat ek wil sê vanmôre is, toe die Here met my praat hieroor, toe sê die Here vir my dat, sê vir die volk, dis nie die moeite werd om goed te doen ter wille van mense nie. Is nie die moeite werd om jouself te verkoop, jouself te na te kom vir mense nie, want al doen jy dit, soos Paulus het gedoen het, sal hulle steeds nie tevrede wees nie. Al doen jy alles, jy kan jou siel verkoop vir mense, weet jy wat? Dit gaan steeds nie genoeg vir hulle wees nie. Jy moet vanmôre besluit neem, dat dit wat jy doen, moet God welgevallig en welbehaaglik wees, en nie 'n mens nie. Hy skryf hier op 'n plek, skryf Paulus so mooi in Galasiërs, hy sê, Galasiërs 1 vers 10, soek ek dan nou nog die guns van mense of van God? Of probeer ek om 'n mens te behaag? As ek nog mense behaag, dan is ek nie 'n diensknegt van Christus nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy mense wil behaag, dan gaan jy kort moet aanpassings maak om by die mense se grille en giere te bly. Maar as jy vanmôre God behaag, bring hy standvastigheid. Hy bring vir jou 'n paar goed in jou lewe wat op die einde van die dag lei tot sukses en die ewige lewe. Maar om mense te jaag is net jy maak jou reg vir 'n dag van seer kry. En ek weet nie hoekom nie, ek weet nie waarom, my Here het vanmôre vir my gesê, gaan praat met my volk, jy sê vir hulle moet ophou om mense te probeer tevrede stel. Party mense doen alles wat hy doen net om die kerk tevrede te hou. Party mense doen alles wat hy moet doen sodat sy ouers tevrede moet wees. As my kinders die Here dien net omdat ek sê hulle moet hier wees en ek is die pastoor, is dit 'n baie goeie ding wil ek vir jou sê, maar dis nie die regte ding nie. Wanneer ek nie is nie, moet hulle steeds die Here dien. Ons kan die kerk vol sit, maar as die Here môre vir Jacques Potgieter kom haal en die kerk is volgende Sondag leeg, het ek misluk. Want dan het ons mense behaag en nie God behaag nie. Amen. Ek vra vanmôre vir jou, as jy wil hê iets in jou lewe moet blywend wees, iets in jou lewe moet vrug kan oplewer, iets in jou lewe moet vir jou sukses instoor hou, dan wil ek vir jou een ding vanmôre sê. Dan moet jy ophou om mense te probeer tevrede hou. Jy moet ophou om mense te probeer gelukkig maak. Want 'n people pleaser is heeldag besig om mense te please, maar jy self nooit tevrede nie. Ek vra vanmôre vir jou, dink net gou vir 'n oomblik daar waar jy is. Mag gou 'n bietjie toe jou oë, net vir 'n oomblik daar waar jy is. Is jy vanmôre gelukkig? Is jy regtig vanmôre gelukkig? Kan jy sê jy's gelukkig? Want ek het vanmôre vir jou woord, God wil hê jy moet gelukkig wees. God wil hê, jy moet gelukkig wees en dit moet goed gaan met jou. Gaan dit werklik met jou goed? Of doen jy alles wat jy doen tans ter wille van ander? Ja, dis ongelukkig so in 'n huwelik, moet jy nou maar sekere goed doen om by mekaar aan te pas. Maar ek wil vir jou een ding sê, en ek sê dit baie keer wanneer ek 'n huwelike doen, dat jy kan nie verwag die ander persoon moet hulle totale identiteit verloor om by jou aan te pas nie. Hulle het hulle eie identiteit, jy moet dit komplementeer. Jy moet hulle help om die beste hulle te wees. Ek vra vanmôre vir jou, is jy gelukkig of is jy nog steeds net besig om almal tevrede te hou om jou? Jy werk kliphard vir 'n baas, jy werk kliphard by die huis, jy sloef en sleef jou af en jy is moeg, want niks werk vir jou lekker uit nie, want jy is besig om heeltyd mense tevrede te hou. Kom ek sê gou vir jou, so iemand leer om 'n tweede lewe te leef, wat parallel loop, maar nie heeltemal in lyn met wie jy is nie. En 'n skynheilige mens, 'n skynsheilige mens, is 'n gevaarlike mens. Ek vra vanmôre vir jou, gee my eerder 'n man en 'n vrou wat opreg en genuine is, as iemand wat skyn van skynheiligheid, en jy is nie genuine nie. Gee my eerder 'n vriend wat vir my eerlik sê, hey Boeta, jy het nou verkeerd gemaak.
as een wat altyd vir my vertel hoe wonderlik ek is, maar agter my rug gaan vertel hy hoe sleg ek is. Ek soek 'n genuine iemand in my lewe. Hoe voel jy vanmôre? Voel jy so? Ek wil die waarheid hê. Ek sê vir my kinders baie keer en my vrou sê maar eerlik vir my. Ek weet ek vat dit nie altyd so maklik nie, maar sê maar vir my eerlik wat aangaan. Moenie vir my jok nie. Want weet jy wat, jy doen my nie 'n guns nie. Jy kom my te na as jy net vir my sê wat ek wil hoor. Nou ek het iemand gehad, oom Andrei, julle sal hom ken, oom Andrei Volskenk, wat ook nou al vooruit is. Hy het altyd vir my gesê, pastor, ek sê nou vir jou, ek gaan vir jou sê, hoor, jy is bietjie onderdeur vanmôre, dan gaan jy bietjie moet werk in jouself. Ek gaan vir jou reguit sê, ek is nie om te sê wat jy wil hoor, ek sê vir jou wat jy moet hoor. Hey, ek was bang vir daai dag, hoor. Ek het sommer my sokkies opgetrek, ek was so bang, hy sê dit vir my, ek het my bes gedoen vandag. Hy het dit, dankie Here, nooit gesê nie. Hy het een keer vir my iets gesê. Ek was so geskok, ek het nou nog ek bietjie skade, ek moet maar vir pastoor Anne Marie gaan sien vir berading. Ek was geken as 'n man wat kan koffie maak. Maak ek nou een of hom koffie, hy sê, dis nou werklik waar die slegste koffie wat ek in my lewe gedrink het. Ek is in 'n toestand, ek weier om koffie te maak. Nog nooit in my 26 jaar wat ek oud is, het iemand vir my gesê, my koffie is nie lekker nie. Nog nooit. Hy sê vir my reguit, ek moet nou vir jou sê, dis die slegste koffie wat ek ooit gedrink het. Ek sê, wat het oom gesuig of wat? Waar kom oom daan? Ja, en Elsbie natuurlik lees soos hy lag, want sy weet, almal vertel hoe lekker is my koffie. Ek sal nie weer koffie maak nie. Ek weier. Ek is klaar. Ek is nou met verlof. So onthou as jy by my koker maak jy self koffie. Nee, ek terg, ek moes al oorklim. Maar hy het nooit daarom nodig gehad om vir my in die kerk te sê, hey pastor, jy moet bietjie wakker word nie. Weet jy hoekom? Ek het gewerk sodat ek geseker gemaak het, ek doen my bes, dat ek nie daarby moet kom nie. Maar ek het 'n ou soos hy waardeer, hy was op my bestuursaal tot amper op die einde toe. Want weet jy hoekom? Ek soek nie ons wat net saam my loop nie. Ek soek iemand wat vir my kan sê, dit wat jy doen is nie reg nie. Want ek wil nie mense tevrede hou nie. Ek soek nie net ja nie. Ek wil hê God moet tevrede wees. Ons sê baie keer, Here, help ons om U te dien. Here, help ons om U te soek. Ek het daai woorde verander. Ek het gesê, Here, help my om U te dien soos U gedien wil word. Ons kan die Here dien, maar is nie te sê dis wat hy verwag nie. Dis nie te sê dis sy standaard nie. Want ek wil nou vir jou sê, as ek 'n paar goed al in my lewe gekyk het, ek werk met mense, is ons standaarde verskillend. Die een ou se skoon is glad nie my skoon nie. Die een ou se netjies is nie my netjies nie. So ons verskil in standaard. Ek vra vandag vir jou, jy dink dalk die Here is heel tevrede, want jy was daarom Sondag in die diens. En jy daarom 'n maand terug het jy 'n koekie gekry vir nagmaal. Ek wil gou vir jou sê, God se standaard is anders as jou standaard. Dien jy God soos wat hy gedien wil word, of dien jy hom soos wat jy dink is goed genoeg? Ek wil vandag vir jou sê, as daar iemand in hierdie lewe is wat jy moet tevrede hou, is dit vir die Here. Jy hoef nie mense tevrede te hou nie. Want ek sê weer vir jou, jy gaan teleurgesteld wees. Maar nou wil ek vir jou 'n ander ding sê. Die woord van die Here praat, hy sê dat koning Dawid was 'n man na God se hart. Hy het die kuns gehad om God se hart so bly te maak, dat God het na hom gekyk. God het hom geseën. God het hom gesalf. Hy was uitnemend geseënd, want hy het God tevrede gehou en nie mense nie. Ek wil hê jy moet vandag weet, selfs toe ek vat as toe Dawid gegaan het en hy wou Saul op die einde van die dag wat hom vervolg het. Paar keer het hy by Saul gekom wat hy hom kon doodmaak. As sê al die mense om, hey, maak hom dood, kry klaar met hierdie ou. Sê ek sal nie my hand aan 'n gesalfde van God sit nie. God het hom geëer omdat hy nie mense tevrede gehou het nie, maar hy het God geëer. Ek vra vandag vir jou en ek pleit vandag by jou. Dit is 'n baie snaakse boodskapie. Maar hierdie is 'n boodskap wat die Here sê ek moet nou by julle los. Kry klaar om mense tevrede te hou. As jy nog besig is om mense te wil behaag, mense tevrede te hou, mense se guns te soek, soek jy nie God se guns nie. Weet jy wat is die moeilikheid van ons jong mense, hoekom hulle baie keer verlore gaan? Is omdat hulle die maatjies se guns soek. Is dit so?
Wat is die grootste ding wat ons kry onder groepsdruk? Groepsdruk is eintlik maar net eenvoudig verklaar, people please. Ek wil die groep tevrede hou, want anders is ek nie deel van hulle nie. Weet jy hoeveel mense, kyk, hulle sê 'n man word ouer, maar sy speelgoed raak net duurder. Hy word nie self groot nie, sy speelgoed raak net duurder. Nou, op skool is die groepsdruk wat maak dat jy wil ook kyk of jy kan kringetjies blaas. Maar as jy nou ouer raak, dan kom jy op daai plek dat jy leef baie keer 'n lewe om te wys dit gaan met jou ook goed en jy leef bo jou vermoë. En jy kry harde pak sla. Ek wil ook so 'n kar ry. Ek wil ook wys ek kan die en daai. Weet jy wat? Jy's besig om agter mense se skadu's aan te hardloop terwyl God jou eie plekkie onder die son vir jou het. God het 'n plan vir jou. Jy het nie nodig om soos die ou langs jou te wees nie. Jy het nie nodig om soos ek te lyk of te ryk nie. Dit sal dalk nice wees, maar jy hoef nie. Jy moet net jouself wees. Daar's een ding in my lewe, ek kan nie hanteer om iemand anders se stempeltjie te wees nie. Ek het nog nooit in my lewe posters opgehad van hierdie idols wat die ouens het. Ek wil wees soos Rambo of, Ek is soos Golf, ek is soos any else, neefie, something else. So, nee, ek is my eie mens. Ek is wie ek is. God wil hê ek moet wees wie ek is. Hy wil nie, jy moet die volgende ou probeer dupliseer nie. Wat leer Hollywood ons kinders? Om te leef in die skadu van een of ander sterre, wat in elk geval niks by God uit te waai het nie. Weet jy wat? Jy hoef nie groep tevrede te hou nie. I have decided to follow Jesus. Ek en my huis, ons gaan die Here dien. Sien julle later. Ek en my huis, ons gaan die Here dien. Ek is nie om mense te behaag nie. Ek is nie om mense tevrede te hou nie. Ek wil die Here tevrede hê. Hoor vandag wat ek hier sê. Dis baie moeilik. Ek sê nou, ek het praat in die week met die leierskorps. Ek sê vir hulle is baie moeilik. Party mense sê pastoor, jy moet langer stil staan hier en jy moet vir ons meer skriffies bring soos lerings. Die volgende ou sê pastoor, jy moet dit doen. Die volgende ou sê jy moet vir ons bietjie profeteer. Die volgende ou sê hoor jy, hou op profeteer, ons hou nie daarvan nie. Die een ou sê jy's te maar, die ander ou sê ek's te dik, die een ou sê ek's te oud, die ander ou sê ek's te jonk. Nou wat moet ek wees? Hey, kyk vir jouself. Is gewoonlik hulle by die meeste sê wat die minste in die spieël kyk. Ok, terug te kom na toe. Ek het net besef een ding. Jacques Potgieter, I have decided to follow Jesus. Ek en my huis gaan die Here dien. Ek wil God behaag. Ek vra vir jou, wie behaag jy vandag? Paulus skryf 'n groot waarskuwing. Hy sê, dis hoekom as jy nou sterk is, moet jy nou bly soos ek. Nou, ek dink hy is baie sterk om nie te getrou het nie. Hy sê, want die getroude vrou wil haar man behaag. En hy sê, so in 'n huwelik wil die tweeetjies mekaar behaag. Hy sê, waar ons eintlik God moet behaag. Nou, ek sê, daar is verkeerd om te trou nie, anders sou ek nie trou nie. Ek moet nou nie baie sê, my vrou is nie hier nie. Wat ek wel kan sê, dis mooi om vir iemand wat naby is lief te wees tot op 'n punt. Jy moet vir 'n lief wees altyd, maar dis is mooi om aanpassings te maak tot op 'n punt. Maar as jy jou identiteit verloor, dan leef jy 'n valse lewe. Vanmôre vra ek vir jou, as iemand jou werklik liefhet, sal hulle nooit van jou verwag om buite jou raamwerk op te tree nie. Dan gaan hulle jou vat vir wie jy is en die beste van jou maak. God het my nie geroep, Jacques Potgieter, om 'n NG dominee te wees nie. Hy het geweet ek gaan sukkel met dit. Niks fout met NG dominees nie. Daar's pragtiges, wonderlike, slimmes, oulike seker. Maar God het my geroep vir wie ek is. Ek moet net die beste ek wees. Hy het die volgende ou geroep om die beste jy te wees. Moenie soos iemand anders wil wees nie. Moenie 'n namaaksel wees nie. Wees vanmôre net jy. Ons man sit hoeveel keer in 'n ding dat ek kan nie soos my pa wees nie, so ek's 'n failure. Jy's nie 'n failure nie. God het jou geroep vir wie jy is. Vrou,
Jy voel, jy is nie so goed soos jou ma nie. Joh, sy kon kook en kinders grootmaak en nog naaldwerk doen. Jy kan nie eers een van hulle doen nie. Jy weet waar sit Kentucky. Vergeet van dit. Vergeet, jy hoef nie soos die ander te wees nie. Wees wie God jou geroep het om te wees. Amen. Gebruik jou apps. Ok, wat ek wil sê vanmôre. Daar was 'n tyd wat ek alles wou wees. Ek wil regtig, ek wil soos almal wees. Ek wil alles wees. Toe ek nou net getroud is, nê. Julle jonges sal dit nou verstaan. Ek wil die sterkste wees, ek wil die slimste wees, ek wil die mooiste wees, want my vrou moet nou na niemand anders kykie. Het julle mans al so gevoel? Ja, moenie lieg nie, skit my julle koppe, ek weet julle het. Nou is ons bietjie slimmer geraak, nou weet ons kan nie so wees nie. Ek wou alles gewees het wat sy kan droom of begeer, want ek was net bang sy kyk vir iemand anders. Selfs die movie stars, moenie vir my vertel, hoor jy daai Vin Diesel lyk goed nie, man. Hey, jy moet vir Vin petrol dophou. Ek sê nou, vergeet van hulle. Vergeet om te wil lyk soos die ander. Ek kan nie. So hoe lank in my lewe werk ek my dood om net te probeer beïndruk. As jy die dag regtig jouself wil verloor, is wanneer jy alles doen om ander tevrede te hou. Moenie. God sê ek het jou lief vir wie jy is. Ek soek jou met jou flaws, met jou merke. Ja, jy lyk nou nie meer eenmaal so lekker soos jy wou nie. Maar ek wil nou vir jou sê, God het jou lief net soos jy is. Dinge het nie vir jou uitgewerk soos wat jy wou gehad het nie. Vandag kyk ons terug en ons almal sou baie dinge verander in ons lewe. Maar ek wil vandag vir jou sê, daar's een ding wat ek nie wil verander nie. Is die dag wat ek besluit het om Jesus na te volg. Hy het my aanvaar vir wie ek is. Hy het toe die kerk gesê, jy is nie goed genoeg nie, toe sê hy, Jack, jy is meer as goed genoeg, kom hier. Hy sê, as hulle jy wil hê nie, dan wys ek jou, ek doen iets anders met jou. Ek wil vandag vir jou sê, daar lê vir jou dalk iets beters in stoor, maar omdat jy nog mense behaag, is jy besig om God se proses in jou lewe uit te rek. Hoor vanmôre die woord van die Here. Moenie in jou eie pad staan, dat God jou kan sien nie. En ek gaan nou 'n laaste ding sê, en sluit ek af. Die ou godsmanne het iets gesê, en dis baie waar. Daar's niemand so gevaarlik, soos 'n gefeinste, of 'n skynheilige mens nie. Hulle is so skynsheilig, dat jy weet nie waar is jy met hulle nie. Die woord van die Here sê, die Here openbaar hom verkeerd aan 'n verdraaide mens. Mense haal die skrif verkeerd aan en sê hulle die Here openbaar hom verdraaid. Hy kan nie, God kan nie verdraaid wees nie. Dis sonde. Die woord sê presies, hy openbaar hom verkeerd aan 'n verdraaide mens. Dis groot woorde wat ek vandag sê. As jy vandag wag op antwoord en dinge werk nie uit nie, gaan vra Here, is ek opreg teenoor U? Want 'n verdraaide gesindheid kry 'n verkeerde antwoord, omdat jy dit verdraaid interpreteer. En as jy vandag nie eerlik is met jouself nie, wil ek vir jou sê, dis dalk vanmôre jou beurt. Sê Here, hier is ek. Ek gaan vanmôre gebed doen, ek voel ek moet 'n gebed doen. Vader, as hier iemand is vanmôre wat voel, Here, ek wil seker maak, ek wil nie meer agter mense aanhardloop nie. Ek wil nie mense tevrede hou nie. Ek wil nie probeer inkom by die ryk familie of die slimmes hier of daai nie. En want ongelukkig saam met dit is daar baie leuns. As baie leuns wat gepaard gaan, want ek wil groot praat en nou lieg ek, want ek voel ek het dit nie genoeg in myself nie. Nou moet ek lieg en die Bybel sê die vader van die leuns is die duiwel. Vader, vanmôre help my om net te wees wie ek is voor U, want ek is goed genoeg vir U. Ek moenie nog goed genoeg word vir U nie, ek is reeds goed genoeg vir U. I am to die for. Here, dankie. Dankie dat U vanmôre mense help om net so bietjie te regroup. Mense help om vanmôre net so oomblik hulle self weer in lyn met God se woord te kry en te sê, ons gaan die Here dien. Dit maak nie saak wat ander sê nie. Ek wil God behaag en nie mense nie. Terwille van mense, nie weer nie. Here, help ons vanmôre, dat die woorde van my mond en die oordeenke van my hart welbehaaglik sal wees voor U aangesig, Psalm 19:15. Laat my totale toewyding vanmôre sal wees in lyn met God se woord.
Ek het U lief, Here. Met my foute het ek U lief. Met my tekortkominge het ek U lief. Here, die ergste van alles is al hierdie foute en tekortkominge sien ek net self. Ja, natuurlik 'n paar mense om my, want hulle soek dit. Maar U kyk nie in dit vas nie. Help ons vanmôre om te besef, dat God kyk nie net in ons flaws vas nie. God kyk nie in ons tekortkominge vas nie. God kyk nie in alles vas, wat mense heeltyd voor onsself sit, en labels wat ons wil dra van mense nie. Die Here kyk na my, en hy sê, jy's die pragtigste, die wonderlikste, wat ek ooit gemaak het. Ons dankie daarvoor, Vader. Word nou verheerlik in Jesus naam. Amen. Ek wil nog een ding sê. Terwyl ek dit nou bid, nou sien ek skielik 'n ouma voor my. Het jy al gehoor dat een ouma gesê het, haar kleinkind is lelik? Dis die mooiste ding, hy skreeu lelik. Toe Jackie dag gebore is, nou vra hom, ag, hoe lyk hy? Ek sê, ek is nou nie een van die paas wat gaan lieg en sê, hy is mooi nie. Hy sal later meer na my lyk, maar op die staan lyk hy baie soos sy ma nog. Ek terg, nee, ek sê nie eens, hy's nog nie so mooi nie, maar hy sal later beter lyk. Hy was so maar, nee, skreeu lelik. Het julle pasgebore babietjies gesien? Kyk, ek kan nie lieg nie, man. Gaan ons lieg om te sê, daai dingetjie is mooi. Hy lyk soos iets wat deur een of ander iets getrek is. Nee, hy lyk glad nie goed nie. Ek sê nou vir jou, maar na so 'n week, dan staan hy velletjie mos nou mooi, lekker geëet, dan is hulle te pragtig. Dan lyk hulle soos 'n mens, nee. Ons gaan nou nie verder aangaan oor dit nie. Ek wil vandag vir jou sê, die Here kyk ook neer en sê, hy is te mooi. Hy kyk nie soos ek wat sê, joe, dis 'n klein voelverskrikkertjie nie. Nee, hy kyk vir jou en hy sien die mooiste. En ek wil regtig die boodskap los. Die Here lê dit baie hard op my hart. God is tevrede met jou. Raak tevrede met jouself. Ek praat nie van jou geestelike toestand nie, is iets waaraan ons elke dag werk, ons verhouding met God. Maar as jy jou hele lewe hardloop om ander mense tevrede te hou, dan gaan jy geestelik nooit kan groei nie. Want jy's heeltyd 'n mislukking in jouself. Jy is nie. Die duiwel wil jou dit laat glo. Jy is nie. Jy's 'n kampioen. Jy's die beste. Daarom het God jou geroep. Die Here seën U. Dankie Pastor Kobus. Amen. Kom ons gee die Here aan.